Hi, ek het 'n sagte plekkie vir Paulus se dilemma, wil ek amper sê. Hy het hierdie enorme taak om die evangelie die wêreld in te vat. Na Christus se kruis en opstanding en dan die uitstorting van die Heilige Gees. En saam met hom is ander, byvoorbeeld Petrus, wat weer fokus op dit wat in Israel gebeur of in Jerusalem, is Paulus baie gefokus op die heidene. So wanneer hy die Romeine brief skryf, is daar hierdie spanning, is die langste brief wat hy skryf, omdat die spanning loop reg deur hierdie hele brief en dit hou nie op nie. Dis die spanning tussen die verwagting van die Joodse Christene, of dan die Jode as jy wil, en dan aan die ander kant die heiden Christene. En Paulus het hierdie opdrag om almal onder een kombers te hou. Dis wat die Here op sy hart lê. Maar hoe doen jy dit? Want die Jode of die Joodse Christene of moontlike Christene het tog 'n bietjie van 'n arrogansie in die sin dat hulle kom vanuit die tradisie, vanuit die wet. En hulle het hierdie klomp reëls en goed wat hulle navolg, net omdat hulle Jode is. En dit gee hulle hoër aansien in die samelewing in die algemeen. Hulle voel dat hulle te nagekom word as die wet, en baie spesifiek Moses se wette en dit wat ermee saamkom, as dit nie erkenning kry nie, as dit nie prioriteit is nie, as dit nie nog steeds belangrik is nie. Paulus wil vir hulle sê, wel, dit is seker nog belangrik, maar jy moet onthou vir jou verlossing, is daar 'n stap voor dit, voor jou navolging, voor jou gehoorsaamheid, en dit is 'n belydenis dat Christus die Here is, dat hy die Messias is. En dis nie moeilik nie, dis maklik. Hulle voel weer nie, maar die wet is mos nou moeilik, so hoekom het ons nou so half die moeilike pad, dit terwyl die heiden Christene, wat nou tot bekering kom, het die maklike pad. Al wat hulle moet doen is om te bely dat hy Christus is. En dit kan nie so eenvoudig wees nie. Inteendeel, in Romeine 10, net om die eenvoud te beskryf, sê Paulus, dit is juis die boodskap wat ons oral bekend maak, daardie een wat redding bring. Ons verkondig dat as jy met jou woorde openlik erken Jesus is die Here, en as jy met jou hele hart glo, God het hom opgewek uit die dood, sal jy gered word. So, los al hierdie ander sideshows, en bely met jou mond dat Christus die Here is, en jy is gered. Punt. So eenvoudig soos dit. En dan sê hy, deur geloof wat opreg uit ons hart uitkom, word ons vrygespreek. Goed genoeg. Ek is vrygespreek. En deur 'n belydenis wat opreg op ons lippe kom, daar's 'n stuk egtheid, word ons gered. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit is. En die Joodse Christene voel dat die wet is nog steeds belangrik. Paulus moet hulle saamvat en hulle so bietjie pamperlang. En dan is daar die heiden Christene wat met dieselfde boodskap kan dink, maar daarom hoef ons nie meer gehoorsaam te wees. Daarom hoef ons nie meer goeie dade te doen nie. Daarom het ons nie 'n getuienis nie, want die Here doen alles vir ons. Alles is afgehandel, alles is verby. En in die Christendom se geskiedenis het ons in daai slaggat ook getrap, waar ons tussen die lyne van mekaar gesê het, jou geloof is genoeg, dit red jou. En dis heeltemal voldoende, daar is eintlik niks meer nie. Hang maar net daar rond en weet dat hy die Here is. Maar dit is nie die evangelie nie. Die evangelie is dat daar 'n stuk navolging is. Daar's goed wat moet gebeur, daar's aksie. Daar's drama. En jy is in 'n rol wat jy uitspeel wanneer jy in Christus se spoor trap en elke dag die rol vervul van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Nou, jy sal nou vir my kon vra, maar Callie, wat is dit dan? Waarvan praat jy? By hierdie doen goed, wat is dit? Ek dink dit word die beste beskryf in Romeine 12. En nadat hy nou in die begin van die hoofstuk vir hulle sê, jy moet God toelaat om jou denke te vernuwe.
jou manier van dink, sodat jy kan weet wat God se wil is. So hier is iets niets, hier is iets anders, hier is 'n verwagting van miskien iets meer. En dan beskryf hy dit in Romeine 12, 'n bietjie verder aan. Nou ek gaan nie al die verse lees nie, dit gaan te veel wees. Maar luister net na, kom ek noem dit die werk. Wees opreg in jou liefde. Moenie voorgee nie. Wees opreg, moenie voorgee nie. Gee baie om vir medegelowiges. Loop oor van deernis vir hulle. Ja, as jy daarom saam met my net kyk hoe gelowiges en Christene onder mekaar tou trek en beklei agter niks aan nie. Moenie afkoel in julle ywer en toewyding aan die Here nie. Toewyding, dis vasbyt. Grit, dis harde werk. Jou hele lewe moet oorloop van entoesiasme. Entoesiasme en theos beteken letterlik in God. My hele lewe is in God. Wees altyd vol van vreugde, omdat julle 'n ewige toekoms in die Here het. Dis nie so voor die hand liggend, is dit, om altyd vol te wees van vreugde nie. Dit is 'n wilsbesluit. En dit vra weer vir 'n stuk toewyding. Sorg vir almal wat die Here se is. Deel julle besittings met hulle wat nie genoeg het om van te leef nie. Scary gedagte. Spreek God se seën uit oor diegene wat op julle hakke is om julle te vervolg. Hey. Ek weet my eerste respons as ek weet, iemand is besig om my te na te kom, agter my rug te praat, my dalk verkeerd te hanteer, enigiets, is een van vergelding. Ek soek onmiddellik daai wraak, weerwraak. Nee. Spreek God se seën oor hulle uit, is wat hier staan. Wees baie bly saam met almal wat bly is. So deel in die vreugde en huil en treur saam met hulle wat hartseer is. Wys jou emosie. Sê hoe jy voel. Wees eensgesind. Maak baie ruimte vir mekaar julle gedagtes en in julle harte. Wees eensgesind. Moenie dink jy is beter as ander mense nie. Moenie dink jy weet alles nie. Moenie dink jy is altyd reg nie. Wel, dis die volgende punt. Moenie dink jy is altyd reg nie, omdat jy verseker nie alles weet nie. Wees nederig. Moet nooit slegte dinge terugdoen aan mense wat slegte dinge aan julle gedoen het nie. Met ander woorde, los die wraak en die weerwraak. Los dit vir God, dat hy dit in sy tyd uitsorteer. Doen julle uiterste bes om in vrede met ander mense saam te leef. Daar is soveel onvrede in hierdie wêreld. Daar's soveel minagting, daar's soveel afguns, daar's soveel verdeeldheid. Daar's haat. Mense wat hulle praat dieselfde taal, hulle deel dieselfde kultuur, hulle glo in dieselfde goed, hulle glo in dieselfde God, en tog is hulle haatdraand verneig teenoor mekaar. Dis waar ons vandag is. Moenie wraak neem nie, geliefdes. Los dit vir die Here. As jou vyand honger ly, gee vir hom iets om te eet. Nee, net nie dit nie. Matteus 5. Die bergpredikasie. Net nie dit nie. Ons kan nie dit doen nie. Gee hom iets om te drink. En dan moenie dat dit wat sleg is, wen in jou lewe nie. So wat is sleg? Wel, om toe te laat dat daar 'n wig tussen jou en jou vrou ingedryf word. Dis sleg. Om iemand anders seer te maak of dood te maak. Dis sleg. Om te begeer dit wat jou nie toekom nie. Dis sleg. As dit kom slegte goed. Wat ek wil hê tussen die lyne moet hoor is dat wanneer Paulus nou vir die Joodse Christene en vir die heidene Christene sê dat stap 1 is kom tot geloof, kom tot inkeer en jy is gered, is die tweede stap van dit is 'n lewe wat getuig van 'n klomp goeie goed, aksie. En hierdie goed laat die vorige bedeling, ek wil amper sê die wet op sy eie, lyk soos 'n sonnaarskoolpikniek. Come on, hierdie goed is moeiliker. Hierdie goed vra baie meer
as net daai wit en swart reëls tussen wat is reg en wat is verkeerd en jy mag nie dit en as jy dit doen is dit verkeerd. Hierdie goed vra vir 'n totale nuwe ingesteldheid. Dit impliseer wat dit beteken om 'n nuwe mens te wees. Volledig. Jy trap nuwe spore. Jy is en lyk anders in hierdie wêreld. En jy trap daai spoor in hierdie wêreld. So stikkend soos wat hy is, dis waar jy hierdie spoor trap. Hierdie goed is nie goedjies wat gegee word vir 'n klomp gelowige mense wanneer hulle van tyd tot tyd bymekaar kom en iets wat ons sou noem 'n erediens of so nie, en dan is ons in hierdie netjiese wêreld. Nee. Hierdie is God se wêreld, die planeet is God se wêreld. Hierdie is sy plek. En dit vir my en jou gegee om oor te heers. Hoe? In die na Christus tyd as nuwe mense. Wat beteken dit? Ek het dit nou net vir jou gelees. En om daar te kom, stap 1 is kom tot die geloof. Stap 2 is laat dit gebeur. Ja, maar hierdie is seker nie maklik of hierdie is nie moontlik nie. Dit is net 'n brug te ver. Wel, ek dink Matteus 5, die bergpredikasie was 'n brug te ver. Maar hou in gedagte, Jesus gee vir hulle Matteus 5, die bergpredikasie, wanneer hy nog optree in die vorige bedeling. Die kruis is nog op pad. En ek self het 'n vermoede dat hy probeer vir die godsdienstmense van daai tyd, met ander woorde die skrifgeleerdes, fariseërs sê, ouens, hier kom 'n tyd wat baie moeiliker gaan wees as wat julle kon dink. En nommer 1, nommer 2, julle gaan dit nie reg kry. Hierdie goed is meer as net dit wat julle ken, byvoorbeeld die wet. Hierdie goed vra vir ongelooflike toewyding en gehoorsaamheid en 'n aanvaarding dat Christus die Here van jou lewe is. Daarom 'n stuk gehoorsaamheid, 'n onderwerping aan sy gesag. Niks is maklik aan dit wat op pad is nie. Maar hierdie gaan vir julle moontlik wees. Dit gaan moontlik wees om jou vyand lief te hê, of dit gaan moontlik wees om vir mense om te gee wat jy nie ken nie. Ja, maar hoe is dit moontlik? Want jy gaan nie meer leef net in die vlees nie. Jy gaan nie net stoei met jou eie goed nie. Jy gaan die gees van God in jou hê. En hierdie gees is wat jou in staat stel om die wil van die Here raak te leef. En vanuit die gees kom ook die krag van God. Christus in my, die krag van God, sodat ek dit moontlik vind om God te kan raakleef in 'n wêreld wat so stikkend is. As ek moet aanhou, sal ek nie ophou praat vandag oor hierdie onderwerp nie, want rondom my is ek baie bewus van hoe arm ons eintlik is as Christene aan die goeie goed. Hierdie goed wat ek gelees het. En ek sluit myself nie uit nie. Hoe arm is ons? En die wêreld het 'n desperaatheid in hom om iets van Christus in my en jou lewe raak te sien en ook te ervaar. En die geloofwaardigheid van die kerk, as jy wil, ek praat nou van die kerk as instituut, is op die spel. Dit is asof ons dit net nie maak. Nee, ons raak al hoe meer irrelevant, wil ek amper sê. Die goeie nuus is dat die Christendom, hulle wat bely dat Christus die Here is en wat leef soos nuwe mense, is inderdaad 'n golf wat deur hierdie wêreld spoel. Dis die weg. Dis die pad. En hierdie golf het 'n baie groot rol om te vervul in die jaar 2025 en hierna vir wat nou in die wêreld aan die gebeur is. Daar is soveel onsekerheid en soveel van, maar ons weet nie. Ons weet nie om vorentoe te gaan nie. Ons weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Inteendeel, ons word heeltyd gebombardeer met goed. En ons kan nie eers meer amper sin maak van wat is reg en verkeerd nie. En dan lyk dit vir my, kom die Christelike geloof na jou toe met 'n stuk in eenvoud. Hierdie is nie moeilik nie. Vind jou verlossing in Christus, bely dat hy die Here is. Punt.
afgehandel. 2, tel jou koppie op, gaan oor in aksie, doen die goeie goed. Maak jou oë oop en jy sal rondom jou elke dag tientalle geleenthede hê, waar jy vir iemand iets kan beteken, vir iemand iets kan gee, vir iemand iets kan sê, iemand kan bemoedig, waar jy die woorde wat uit jou mond uitkom, waar jy dit sinvol kies, omdat dit sag is, dis goed, dis goeie goed, want dis wie ons is. Mag die Here jou seën in hierdie dag en ook in die uitleef van hierdie boodskap.